There's a purpose that you're here. God is moving in our midst. Can you feel it? Can you see it? Kan jy dit in jou eie lewe sien? En in die afgelope 2 weke het ons 'n bietjie gesê van lê dit neer. Het jy al iets neergelê in hierdie week wat verby is en die week voor dit? Jy het iets neergelê. Wel, baie keer is dit moeilik om iets neer te lê. Maar kom ek sê net vir jou een waarheid wat so deur die Bybel is en wat ek vir julle elke week gaan sê is van fisiese gehoorsaamheid bring geestelike vrystelling. Dit bring geestelike vryheid. Dit bring geestelike deurbraak wanneer ons fisies gehoorsaam is met ietsie wat God vir ons sê. En ons het laas week of 2 weke terug geskryf van Abraham wat sy seun by die altaar gesit het. En hom geoffer het. God het hom gesê, vat jou seun en gaan offer hom. En Abraham was gehoorsaam gewees aan God. Hy het hom gevat, maar voor hy die mens kon neersit, het God vir hom gesê, Abraham, daar's 'n ram. God het voorsien. So as jy voorsiening soek, moet jy iets neerlê. Iets neerlê wat baie naby aan jou hart is baie keer. En laas week so kyk van Pasga, van die bloed wat op die deure gesit is. En laas ons 'n mooi prentjie nog van laas week, as jy nie laas week was nie. Jesus het vir Moses en vir al die Israeliete gesê wat in Egipte was van, vat 'n rammetjie, hy moet 1 jaar oud wees, en vat sy bloed en sit dit op die deurkusyne. Vir die beskerming, want wanneer die gees van God oor Egipte, of die hand van God oor Egipte gaan dit nie by jou inkom nie. Die bloed is beskerming, maar ons moet dit toepas. Ons kan nie net sê, dat ons 'n rammetjie, ons het alles, maar ons pas nie die bloed toe nie. En vandag beweeg ons na ietsie wat baie prakties en kragtig is reg deur die woord. Van Genesis tot Openbaring is dit 'n kragtige manier hoe ons by 'n plek kan kom waar ons deurbraak kry en dis vas. Dis om te vas. Weet jy hoe kragtig en belangrik vas is in ons lewens? Kom ek vra gou so, wie almal het al gevas? Of as jy nog nie het, is okay. Baie mense het nog nie al ooit gevas nie. Miskien het jy al intermittent fasting gedoen om so 'n bietjie ongesond te word. Maar vas is 'n fisies wat ons ietsie fisies neerlê. Soos baie keer is dit kos wat ons neerlê sodat God geestelik kan werk in ons. Amen. Ek en my vrou en ons het toe ons net begin uitgaan het en ons het gesê ons gaan in die pad stap na huwelik toe en ons gesê ons gaan 'n Daniels vas doen. Nou jy weet nie wat Daniels vas is van jy lê alle bederflike kosse wat nie bederflik nie, wat lekker is, kos wat lekker is, soos vleis, soos melk, suiker, alles wat lekker is. Sit jy eenkant en jy eet groente en vrugte. Ek het rooibos tee gelewe want ek kon nie koffie drink nie. Dis nie 'n goeie substitute vir koffie nie. Rooibos tee is lekker, maar op 'n tyd later is nie meer lekker nie. Maar ons het deurbraak gekry. Nou, ek het so groot deurbraak in my lewe kry net vir daai vastydperk. Dit was 21 dae gewees. Op die einde ons was moeg vir aardappels gewees. Maar al wat ons geëet is aardappels. Maar dis die lekkerste ding wat jy kan baie keer maak. Dis aardappels en mushrooms. Baie mense wil deurbraak hê. Wie wil deurbraak hê in hulle lewens? Ons almal wil deurbraak hê. Goed. Julle is hier op die regte plek. Maar ons wil nie baie keer goeders opoffer nie. Ons wil die deurbraak hê, maar ons wil nie goed opoffer nie. Maar deur die Bybel sien ons hierdie beginsel. 'n fisiese gehoorsaamheid bring wat? Geestelike vrystelling. Physical obedience brings spiritual release. Wanneer jy fisies gehoorsaam is aan God en wat hy vir jou sê, is daar ietsie wat in die gees gebeur wat jy nie kan sien nie. Ons kan goed nie sien wat in die gees gebeur. Ons kan dit voel. Ons kan dit aanvoel. Maar is iets wat gebeur in die gees. En 'n vas is 'n sterk vorm van gehoorsaamheid. Want dit gaan jou toets. Vas gaan jou toets. Want dit is maklik om gou vinnig KFC toe te gaan, ons vinnig om ietsie te bestel by Debonairs, of ietsie vinnig te kry, daar so by Fresh Stop of by Simple. So jy dan, as alweer ietsie vinnig, ons kan vinnig kry. Maar om gehoorsaam te wees, en goed neer te lê, is 'n groot, dis moeilik vir ons. Okay, so in die afgelope tyd, kan ek so 'n bietjie water kry.
In die afgelope tyd het julle gehoor van nou Ramadan van die moslems, hulle het nou hulle Ramadan gehad waar hulle ook nog gevas het. Maar dit is dieselfde vas as ons nie. Kom ek wil 'n bietjie vir die verskil tussen hierdie twee vasse verduidelik gou. So 'n Christelike vas, ons fokus is op 'n verhouding met ons God. Is 'n verhouding met ons God. Dis wat ons vas voor is. Want ander gelowe is baie keer gefokus op meer op verpligting. Dis 'n ritueel wat hulle moet doen. Dis ietsie wat hulle moet doen. En wat my baie uitgestaan het, waar ek gaan en waar ek loop, hoor ek hoe klaar die moslems dat hulle moet vas. En dis nog as ietsie. Ek verstaan nie, so, hoekom vas jy dan as jy klaar oor dit? So ons is nie van nee, moet dit, en die motief is een ding. Dankie, pa. Ons motief is 'n belangrike ding. Christene wil intimiteit hê met God. Wanneer jy vas, lê jy alles neer en jy fokus op wie? Op God. Jy fokus op hom en wat hy met jou wil deel. Dis wat vas oopmaak vir ons as Christene. Maar ander gelowe is vas dikwels 'n prestasie of 'n verdien. Hulle is nou vas met hulle iets verdien. So dit is vir hulle 'n bietjie anders as wat ons motief is. Ons motief is intimiteit en hulle sin is om iets te kry. En dan die Christene is vas vloei uit genade uit. Want dis genade wat ons gered het. En daar moet ons sit in genade en sê, Here, hier's ek. Ek lê goed neer. En waar ander gelowe koppel dit aan werke en aanvaarding en kyk, ek vas. Kyk vir my. Die doel, Christene se vas lei na innerlike transformasie. Ek dink as ons vas, is daar besig om iets in ons te gebeur. Want ons lê ons liggaam neer, ietsie wat vir ons, wat baie crucial is en dis kos. Ons gaan nou praat oor die verskillende soorte vasse, maar ons gaan net praat gou duidelikheid oor die kos. Want ons lê met ons innerlike transformasie, ons wil gehoorsaamheid hê deur die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is wat die transformasie bring, maar hy soek dat ons gehoorsaam wees aan God en wat hy vir ons sê, sodat ons kan transformeer. En ander is hoofsaaklik aan selfdissipline. Hulle dink baie aan hulle self, hulle is selfgesentreerd. En die resultaat van ons vas is wat? Die werk van die Heilige Gees bring deurbraak in ons lewens. Die Heilige Gees kom, maak ietsie nuuts in jou lewe oop. En ons gaan 'n bietjie oor dit praat, maar waar ander, dit klem meer op hulle menslike inspanning, van kyk na my. Ander gelowe is van kyk na my, ek vas. So Christen, jy vandag 'n Christen nie so is, hoor vandag. Christene vas nie om iets te verdien nie, maar om nader aan God te leef en ruimte te maak sodat hy kan werk. Amen. So kom jy die verskil gesien tussen die twee vasse? Want ons is nie soos die moslems vas nie. Ons is Christene wat vas, want ons soek ons God nader aan ons. Amen. Okay, goed. Kom ons gaan aan. Matteus 4 vers 1 tot 2. Die belangrikste persoon wat hierdie vas gebeklemtoon het en verstaan het, was ons Here Jesus Christus. Luister gou wat hy gedoen het. Hy was gedoop gewees en die Vader het gesê, hierdie is my beloofde seun. Luister. En hy sê in Matteus 4 vers 1 tot 2. Toe is Jesus deur die Gees in die woestyn gelei om deur die duiwel te versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie. En naderhand het hy honger begin word. Luister gou mooi. Wie het hom gelei na die woestyn toe? Die Heilige Gees. So wanneer ons vas, sien ons onsself in daai posisie waar ons sê Heilige Gees lei my. Okay, so verstaan jy, as jy sê jy gaan vas, moet jy verstaan die Heilige Gees wil jou lei. So luister na hom en wees gehoorsaam aan hom. Maar voordat Jesus begin preek het, voor sy groot wonderwerke, voor hy mense gesond gemaak het hy wat gedoen? Hy het gevas. En 40 dae is 'n bietjie lank. Ek weet nie van julle nie, maar 4 dae begin ek honger raak. Ek weet 'n paar mense daar 40 dae gevas het. En ek haal my uit afval. Maar op hierdie stadium, ek weet dit is moeilik in ons omstandighede waar ons in is, want daar is baie keer pille wat jy moet drink, wat kos nodig het. So, ons verstaan.
Maar Jesus het gevas vir 40 dae en vir 40 nagte. Hy het nie begin met wetkrag nie. Hy het nie begin met die mooi wonderwerke wat ons so baie lees in die Bybel nie. Hy het begin met oorgawe. Hy het begin met gehoorsaamheid om te doen wat die Heilige Gees vir hom sê. En hy was gelei gewees in die woestyn en hy was vir 40 dae en 40 nagte was hy daar so in die woestyn gewees. Sonder kos. En wie van jou nie, as jy sonder kos gaan, word jy bietjie hangry. Vir al die vrouens. Jy die kos nie kry nie, dan is jy bietjie edgy. Mans ook, dis vat jy bietjie langer. Maar wanneer ons daar kom, Jesus het nog steeds, en kyk wat 'n belangrike ding, wanneer het die vyand gekom? Wanneer het hy gekom? Het jy mooi gelees wat hy gesê het? Wanneer het die vyand gekom? Wanneer hy begin swak word. Wanneer kom die vyand baie keer na ons toe? Wanneer ons swak is. En wat moet ons doen as ons swak is? Wie sterk is ons swak is? Jesus. Ek gaan weer na dit toe. Want wanneer jy swak is hy sterk. So kom ons maak onsself swak en laat hy sterker word in ons lewens. Amen. Ek wil vir sê, vas is nie 'n straf nie. Soos ek het nou gesê oor die moslems en so, hulle dink dit is 'n straf vir hulle self. Regtig. Ek hoor hoe die vrouens kla, ek hoor hoe die mans kla, ek hoor hoe die kinders kla. Ek hoor hulle want dis vir hulle negatief. Dit is vir hulle 'n straf. Maar dis nie iets swaars wat ons doen nie. Dis nie ietsie wat ons swak maak nie, maar in die Bybel is vas 'n geestelike strategie. It's a strategy. Het jy geweet dat God strategie in die Bybel gesit vir ons? Het hy vir ons gehelp het, soos wat sê, jy sukkel met hierdie. Hier is 'n strategie wat jy kan volg om daai te oorkom. Amen. Kom ons lees, as jy nou 'n bietjie kyk, dis nie eens in die Nuwe Testament, ons gaan in die Ou Testament, Jesaja 58 vers 6. Is it not the fast that I chose, to loosen the bonds of wickedness, and to undo the straps of the yoke, to let the oppressed go free, and to break every yoke. So wat doen vas? As jy vas, wat doen dit aan jouself? Dit breek jukke. Dit breek 'n juk wat oor jou lewe is, ietsie wat jy nie kan los nie. Dit breek dit. Dit bring vryheid. Dis ietsie jy vashou en jy kan nie vrykom nie. Is vas 'n ding om jou te gebruik om vryheid te kry en dit maak dinge los. Dit maak goed los in die gees. Ietsie wat jy so lank voorbid, wat jy lank so voorsoek, wat jy so gesê, Here, ek gaan amper begin opgee, is wanneer jy moet begin vas en sê, Here, ek wag vir 'n deurbraak, ek weet U gaan 'n deurbraak gee en ek gaan vas. Jy verloor nie wanneer jy vas nie. Eintlik wen jy geestelik. Ek het nou gesê van as jy fisies iets neerlê, gebeur daai in die gees. Amen. Sê vir die persoon langs jou, daar gebeur ietsie nou. Sê vir daai persoon, daar gebeur ietsie nou in die gees. Ons onderwerp ons vlees wanneer ons vas. Ons onderwerp dit deur die krag van God, deur sy gehoorsaamheid, deur sy woord. So wanneer jy vas, sê jy nee vir jou liggaam en ja vir God. Amen. Jy sê nee vir jouself. Jy sê nee vir wat jy soek en jy sê ja vir wat God soek. Galasiërs 5 vers 17 sê vir ons hierdie twee forces wat so teen mekaar heeltyd gaan, hierdie kragte wat so teen mekaar gaan, is van wanneer ons sondige natuur begeer, is dit 'n stryd met wat die gees wil. En wat die gees wil is 'n stryd met wat die sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Het julle nie gehoor? Jy kan nie doen wat jy wil nie. As so baie mense sê, ek wil iets doen. Wow, ek is seker jy wil doen. Maar ons het hierdie ding van gees en vlees. En hierdie twee is heeltyd in 'n stryd van gaan ek gehoorsaam wees, gaan ek nie gehoorsaam wees. Gaan ek mense vergewe, ek wil mense vergewe, hoor sê ek nie vergewe, maar ek wil nie vergewe nie, want hulle het my sleg behanteer. Of ek kan nie jy hoor,
Hierdie gees en vlees wat heeltyd beklei, jy voel hierdie stryd in jouself, en jy voel teen mekaar, jy weet nie wat om te doen nie, partykeer sit jy so en sê, ek weet nie. Is hierdie twee stryd wat besig om te stry. Maar wanneer jy die vlees neerlê, luister gou, wat soek die vlees? Wat soek die vlees? Wat soek ons sondige natuur? Hy soek gemak. Hy soek gemaklikheid. Sit julle gemaklik in die kerk, ne? As jy stoel lekker sag. Die parkier is alright, né? Julle kan luister, jy kan mooi hoor wat ek sê. Dis gemak. Ons soek gemak. Ek sê nie julle is 'n sondags, asseblief. Ek wil net vir julle illustreer gemak werk. Hy wil beheer hê. Ons wil baie keer beheer oor ons lewens hê. En wat gaan gebeur? Die volgende besluit, ek wil beheer hê oor die besluit. Maar die Here moet daar wees. En die vlees wil baie keer sy eie pad gaan, wat hy soek en waar hy wil, daai rigting wil hy gaan. Maar wanneer ons vas, sê ons God, U is in beheer. Wanneer jy vas en jy lê die fisies neer, is jy besig om te sê van vlees, bly stil. Ek luister na God. Maar dit gaan nie sê dat die vlees gestil bly nie. Hy gaan nog steeds vir jou sê, ag kom aan. Jy kan gou dit vinnig doen. Niemand gaan ons sien nie. So, ag kom aan man, jy kan mos net gou vinnig, as jy nou vas, jy kan net gou vinnig ietsie eet, ietsie droog, ietsie oor jou lippe sit. Dit is hoekom vas so kragtig is. Want baie van ons probleme is nie die duiwel. Het jy geweet dat ons gee baie krediet vir die duiwel? Wat nie, hy kort nie. Iets gebeur in ons lewe, ag die duiwel. Hy sê, hy het nie so doen nie, sjap, myne. Lewe gebeur, het jy geweet lewe gebeur? Ons lewe in 'n sondige wêreld en dat situasies net gebeur. So wat ons probleem is nie die duiwel. Dis ons onbeheerlike gees, 'n vlees. Wat ons soek. As jy die keuse maak deur die vlees, moet jy weet, jy gaan betaal vir wat jy gesê het. Want as jy ietsie verkeerd doen, en jy weet dit is verkeerd, en die gees sê vir jou dit is verkeerd, en jy doen dit nog steeds, gaan jy nog steeds met daai konsekwente loop. Dis nie die duiwel nie, dis jy. Want ons is ongehoorsaam. Maar wanneer ons gehoorsaam is, sit ons onsself neer en sê ons weet nie, ons wil nie ons die besluite maak nie, Here, U maak die besluit. Verstaan jy wat ek sê? Soos, ons gee soveel krediet vir die vyand, vir die duiwel. Ja, ek verstaan, hy doen goed in die lewe, hy is besig om planne te maak om ons onder te kry en so aan. Maar ons baie keer is dit onsself wat ons daar inlei, want ons vlees is wat ons teen veg. Hierdie ding. Heeltyd die stryd, vlees en gees. Wat ek wil hê, wat ek soek in my lewe. Ek soek gemak, ek soek dit, ek soek dat. Waar ek moet eintlik sê, Here, wat soek U? Wat is U wil? Wat wil U in my hart doen? Wat wil U in my lewe doen? So, ons vlees onder beheer kry. En vas is een van daai kragtige maniere om dit te doen. Vas maak jou geestelik skerp. Ek moet een ding sê, nee, maar as jy lank sonder kos is, voel jy baie nie skerp nie. Is dit nie so nie? Ek weet as baie mense wat 'n dag sonder kos gaan en dan hulle uit die aand is hulle so ek kan nie meer my kop ophou nie. Dit is daal so soms van alles lê so. Jy loop maar net so en jy wil net by die huis uitkom. Ons voel mos so, né? So wat doen vas? Dis nog steeds, ons gaan nog steeds so voel, maar maak jou skerp in die gees. En maak nie skerp in die vlees nie. Wow, luister. Die vlees is daar so, ons vlees neer en ons gees word skerp wanneer ons luister. So wanneer jy vas, jy maak jou gees skerp. Toe Jesus gevas het die vyand gekom. En dan het hy gesê ons, wanneer het die vyand gekom? Wanneer hy swak was. Wanneer jy swak is, kom die vyand. Hy kom nie wanneer jy sterk is nie. En vir hom gesê, maar ek is nou by die kerk gewees, ek gaan luister na al die mooi preke. Nee, wanneer hy swak is, wanneer alle goed teen jou gaan die hele tyd, die lewe klap jou, en jy voel of jy by die grond is, dan kom hy na jou toe en sê, hey, as 'n ander uitweg vir jou. Kom toe nie hierdie gegaan, kom, ek weet jou vrou hou nie baie van jou nie, maar kom maar, hier is 'n ander vrou wat van jou hou. Dis wat die vyand doen. Hy kom nie wanneer jy swak is.
Hy kom in jou gedagtes wanneer jy voel jy is nie meer goed genoeg nie. Hy kan nie jou gedagtes lees nie. Luister gou mooi. Die vyand kan nie jou gedagtes lees nie, maar hy ken hoe die metode lyk. Hy ken die fisies hoe mense reageer. En hy doen dit al vir jare lank. So hy weet mooi hoe mense te lees. So vas maak jou maak jy baie skerp. Jesus, toe hy gevas het, die vyand gekom. Maar Jesus het elke versoeking oorwin. Hoor jy dit? Baie keer voel ons dat ons het so baie versoekings en ons gee in. Ons gee in vir die versoeking. Ons gee ons is nie sterk genoeg nie. Dis nie 'n tyd om nou in 'n botteltjie te gaan sit en jammer vir jouself te kry. Dis tyd om op te staan en sê, Here, ek gaan beter doen. Here, ek vergewe my, asseblief vergewe my, en dan moet jy jouself ook vergewe. Want die vyand gaan hierdie hele ding heeltyd in jou kop sit van, kyk wat jy gedoen het. Kyk wat so sleg jy is, 'n slegte Christen, 'n slegte man, 'n slegte vrou. Kyk hoe sleg is jy. Dis wat die vyand wil doen, maar ook is ons eie gedagtes ook. Ons gedagtes, hy plant 'n saadjie, die vyand plant 'n saad, maar ons laat groei. Do not entertain what the devil has planted. Hoe weet jy hoe die vyand is? Dis teen God se woord. Is dit negatief? Dis vir die vyand. God se woord is nie negatief. God se woord is opbouend. En hy wil hê jy moet opgebou word. Hoor gou wat Jesus gedoen het toe die vyand gekom het. Matteus 4 vers 4. Maar hy antwoord, want die duiwel sê van, ag, Jesus, is so lank nou, ons weet jy sê, God, maar is vir lekker brood. Ek moet so sê, klippe, verander in brood. Jy kan dit doen. Jesus is so maklik vir jou. Wat doen die vyand? Hy pat ons op die bek en sê, jy is so goed. Ek kan net iets anders te gaan doen. Maar ons moet weet, sterk staan. Wat Jesus gesê? Hy sê, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Amen. Ons bid hierdie weer. Amen. Asai. Stem jy saam met dit? Stem jy saam dat ons lewe nie net van brood alleen nie. Ons lewe van God se woord. Vas help jou om God se stem duidelik te hoor. Ek dink dis een van die moeilikste goed baie keer om jou kop stil te kry. Maar vas is 'n gehoorsaamheid wat jy doen, jou kop hardloop nog steeds. Jy doen nog steeds. Maar dis waar jy gaan sit en jy gaan mediteer op God se woord. Jy gaan mediteer met God en luister. En jy sal eintlik verbaas wees hoe makliker dit raak hoe meer jy dit doen. Om God se stem duideliker te hoor is een van die pluspunte om te vas. Onderskeiding te hê. Is dit God of is dit nie van God? Hoor gou mooi, die vyand ken ook die woord. Ken jy die woord van God? Ken jy wat daar staan geskrywe? Weet jy wat in die woord staan? Nie wat jy dink nie wat jy gehoor op TikTok of Instagram, Facebook nie. Wat het jy gelees in die woord? Wat vir jou waarheid is. En vas help ons fokus kry. Want baie keer ons verloor fokus, ek het nou gesê ons kop hardloop so op en af hierso. So wanneer die liggaam stil raak, begin God praat. En wanneer ons vas, maak ons liggaam stil. Vas berei ons voor vir deurbraak. Na 40 dae van vas het Jesus wat gedoen? Hy het swakker geword. Nee, swak geword. Nee, hy het nie swak geword nie. Wat het gebeur? Wat gedoen? Lukas 4 vers 14. Na daai 40 dae het Jesus gesê, het hy gegaan. Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die Gees. Hoor jy dit? Wanneer jy vas, na jou vas, kom die krag van God oor jou, om enigiets te doen, om enigiets neer te lê, vir wat jy wil neer lê. So wat gekom? Krag, gesag en duidelikheid. Jesus geweet wat hy moet doen. Hy het die krag gehad om dit te doen. En hy het gehoorsaam gewees in wat God sê vir hom. Amen. Hoe vas julle nou al? Dit lyk of julle nou al vas.
Vas is nie die einde nie, is die voorbereiding vir wat God wil doen in jou lewe. God wil iets doen in jou lewe, my boetie en sussie, weet jy dit? Hy wil in elke lewe ietsie doen. Maak nie saak waar jy is in jou lewe nie. Hy wil iets doen, maar hy soek iets van jou. Gehoorsaamheid. Hy soek iets vir jou om iets neer te lê. Hy soek iets vir jou om deurbraak vir jou te gee. So, gemeente, Jacques het so mooi gesê. Dis 'n praktiese deel wat ons gaan doen. Ons gaan vas as gemeente. Die datum net geraak. Die 27ste tot die 3de April. 'n gemeente vas. Kan ek nog ietsie noem van hoe belangrik dit is as om te vas as 'n kerk. Basies baie mense vas individueel, maar as ietsie wat gebeur, 'n corporate fasting, as 'n corporate anointing wat oor dit kom. As ietsie wat gebeur, nie net in ons lewens nie, maar in ons gemeente, in ons dorp. Dit vloei uit wanneer ons saam vas. So ek wil graag hê jy moet regtig soos begin dink. Ek wil eintlik vra, gaan jy vas nie? Jy gaan vas. Sommige 'n vriendelike verpligting vir elke gemeentelid is om te vas. Ons gaan nou praat van wat moet jy doen. So wat is vas? Dis 'n doelbewuste iets wat jy neerlê. Gewoonlik is dit kos om God te soek. Jy lê nie neer om God te soek. So kom ons praat van die tipe soort vaste wat daar is. So die volle vas is 'n volledige vas wat doen. Jesus het gedoen vir 40 dae. Hy het net water gedrink. Jy kan dit doen vir 7 dae. En 7 dae nog. 6 dae. Jy kan kos vir 7 dae los, jy kan. Die liggaam is gemaak vir dit. Mense het dit gedoen. Kan een ding net sê, die Bybel is baie gesond georiënteerd. hy weet ons liggaam kan dit doen. So as jy wil 7 dae vas, is goed. As jy net een keer 'n dag wil eet, is dit ook goed, maar kies jou vas. 'n gedeeltelike vas, so gesê, jy kan in die oggende eet, miskien is dit Daniels vas, jy lê alles soetgoed neer, suiker, miskien is dit lekkernye soos van vleise en goeters, en jy eet net groente en vrugte. Jy kan 'n tipe vas doen, of 'n spesifieke vas, van jy het 'n spesifieke opoffering wat jy maak op sosiale media. Ek dink dis 'n groot gedeelte van vas wat ons almal kan doen. Is ons voor neer te lê, 'n lok op jou foon te sit om te sê, nou maar Facebook, nou maar YouTube, niks meer daarop nie, of is miskien net sekere kosse wat jy neerlê, soos nou gesê van die dansvas. So, wat is belangrik? Wat is belangrik om te vas? Die belangrikste is nie metode nie. Dis nie hoe jy dit gaan doen nie. Want dan kan jy sê, gaan net een keer 'n dag eet, gaan miskien in die aand net so 'n broodjie eet of ietsie. Okay, jy kan dit doen, maar wat is jou motief? Die motief agter jou vas moet nou reg wees. Want jou motief moet wees van soek jy deurbraak? Wil jy gehoorsaam wees? Ons net vir jouself. Want ek gaan nie sien of jy vas of nie. Dis is in jou en God. Maar ek wil vra dat jy saam met ons gaan vas. Want dit is belangrik, die motief is belangriker as die metode. Die metode is okay, maar die motief moet belangrikste wees. Matteus 6 vers 17 tot 18. As jy vas, versorg jou hare en was jou gesig, sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. So weer eens, dis nie vir almal te wys jy gaan vas nie. Jy gaan nie nou as op jou kop sit en sê jy vas nie. Jy gaan nie nou met Ajit of wat Majid dra nie om te sê jy vas nie. Niemand moet weet jy vas nie. Net jy en God. Want dis gehoorsaamheid met hom. So jy kan sê jy vas of nie vas nie. Jy kan 'n keuse maak. Maar ek wil vra dat jy 'n keuse maak om te vas. So, wat wil jy neerlê in hierdie volgende tyd? Wat hou jou terug? En wat moet God vir jou doen in hierdie tyd? So hierdie week gaan nie net oor kos nie, dit gaan nie net om iets op te offer nie, dit gaan oor oorgawe. Dit gaan om 'n oorgawe te gaan na God toe. As jy deurbraak soek, hierdie jaar se tema is wat? Groei saam. As jy groei soek in jou lewe en jy sien iets hou jou terug, is vandag die dag of hierdie vastyd die tyd vir jou om iets neer te lê en dat God jou verder kan vat. Amen. Dit is onseker, hulle vas. Okay, uitdaging vir die week.
'n muis op my skerm. Sien die muis? Uitdaging vir die week, bid. Sit tyd op sy, om doelbewus God te soek. Nie net 'n vinnige bid nie, maar soek hom. Wanneer laas het jy gesoek vir God? Wanneer laas het jy soos regtig hom gesoek? Nie gou vinnig in die oggend net 'n gebedjie gedoen en alles alright te verbygaan nie, maar soek hom. En dan lees jy 'n woord, Matteus 4, Jesaja 58 en Lukas 4. Wat wil God vir jou wys in hierdie seisoen? In hierdie seisoen waar jy wil vas en waar jy iets wil neerlê, wat wil hy doen? En nou gaan 'n belangrike vraag net voor ons na die laaste ene doen. Besluit nou al, soos op hierdie oomblik. Hoe gaan jy vas? Okay, wanneer gaan jy begin? Is nou ons het tyd gegee, maar jy kan nou begin. Jy kan nou ook begin as jy wil, en wat gaan jy neerlê? Wat gaan jy neerlê? En dan die laaste een is van, wanneer God met jou praat, reageer. Wanneer God met jou praat, moet jy reageer. As jy nie gehoorsaam is nie, en dadelik gehoorsaam is dit ongehoorsaamheid. Vertraagde gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. As jy nie God gehoorsaam dadelik nie, is jy ongehoorsaam. So reageer as God met jou praat. Vinnig. En vas is 'n baie goeie manier om te doen, want jy gaan begin alles neerlê om te luister wat God wil sê. So as jy vas is wanneer jy ruimte skep, jy skep ruimte laat God werk. En dit is baie keer wanneer ons sê ons gaan nou aandete eet. Okay, jy vas, wat gaan jy doen na aandete tyd? Goed, jy gaan God soek. Jy gaan God soek. Jy kan saam as 'n familie soek, maar jy moet God soek. So as jy 'n aandete gaan neerlê of kos gaan neerlê, moet jy in daai tyd nie gebruik vir werk en vir ander goed wat jy wil graag doen nie. Nee, jy moet gebruik vir God. Want jy lê dit neer vir hom en nie vir jouself nie. Amen. So ons kom by 'n plek waar ons goed neerlê en laat ons op God vertrou. Jesus het nie net gesterf vir ons nie. Hy het vir ons gewys hoe om te lewe. Hy het gewys wat ons moet doen. Hy het gevas. En hy weet dit is goed vir ons om dit te doen. Want dit is 'n strategie wat ons het. As hy dit nodig gehad het, hoeveel te meer het ons dit nie nodig nie? Kom aan julle, hoeveel te meer het ons dit nie nodig nie? God, Jesus, die seun van die lewende God, wat nog niks sonde in sy lewe gehad het nie, het gevas. En ons as mens, wat soveel sonde met hy keer het, ons vas nie. Ons lewe net aan en ploeter net aan. Miskien is daar iemand hierso wat voel van, yes, ek is vasgevang. Ek het die kettinge om my wat ek nie kan breek nie. Ek kan nie vergeet van hierdie verhouding nie. Ek kan nie neerlê wat God vir my sê nie. Ek soek deurbraak. God se antwoord is nie altyd nie altyd meer moeite om nou meer te gaan bid en so nie. Dis baie keer net om in oorgawe te wees en dis baie keer om te vas. Vas is een van die belangrikste dinge wat ek kan sê vir fisiese gehoorsaamheid in die Bybel. Is want jy moet 'n keuse maak. So ek hoop jy maak 'n keuse vandag. Ons sluit ons oë. Maak vandag die besluit van wat jy gaan vas. Wat gaan jy neerlê vir God? Wat gaan jy opoffer in jou lewe wat gemak is en vir hom gee? Wat steel jou tyd? Kom ek vra vir jou so, wat steel jou tyd wat meer tyd vat as wat jy Bybel lees? Wat spandeer jy baie meer tyd op as om God te soek? En nie vir my sê skool of werk nie, want dit is wat ons moet doen. Maar ons moet nog steeds in daai plekke, in waar ons gaan, nog steeds God soek. Baie keer is dit social media, waar jy video's kyk, of jy kyk na goeders, en jy verloor tyd. Want dis wat die wêreld wil doen, hy wil hê ons moet tyd verloor, en ons so gejaag maak, want vas bring ons by 'n plek van waar ons stil staan,
en God soek. As jy deurbraak soek, my boetie en sussie, ons weet van baie mense wat soek nog deurbraak, is vas 'n ding, want jy lê dit neer, selfs jou gemak, selfs jou eetgewoontes, en jy kyk wat God gaan doen. Kyk wat God gaan doen in jou lewe. Hy het vir Jesus deurgekom en vir hom krag gegee om wonderwerke te doen. Hy het vir hom krag gegee om na die kruis te gaan. Net om te vas. En God wil iets vir jou doen, my boetie en sussie. Hy wil jou vrymaak van al die laste wat op jou is. Al die onvergifnis, alles wat jou probeer neertrek, wat jou ophou in die aande, waar jy nie kan slaap nie. God wil jou deurbraak gee. Hy wil jou vrymaak van dit. Maar ons moet 'n stap neem van gehoorsaamheid. God sê, kom doen. Abraham moes sy seun gevat het, na die altaar toe. Hy moes die altaar gebou het. Hy moes iets gedoen het. Die Israeliete en Moses moes iets gedoen het. Hulle moes die lam slag en die bloed op die deurkusyn sit. Jesus moes iets gedoen het. Hy moet in die wildernis is hy ingelei en het gevas en het besluit om standvastig te wees. Hy moes die besluit neem. My boetie en sussie, jy kan hy besluit neem, want die gees wat Jesus saam met Jesus was in daai woestyn, is dieselfde gees wat in jou lewe vandag. Daai selfde gees is wat hom gelei het na die kruis toe. Daai selfde gees het hom standvastig gehou, het hom gehou vir waar hy nog steeds God se wil doen. Daai gees is in jou. En waar in Paastyd ook ingaan, van daai gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Daai selfde gees is in jou, my boetie en sussie. Jy kan dit doen. Ek weet jy kan. Want God is aan jou kant. Fisiese gehoorsaamheid bring geestelike vrystelling. Wanneer jy fisies gehoorsaamheid om te hoor wat God vir jou sê, wat God wil doen in jou lewe, as jy gehoorsaamheid aan dit is, as hy die geestelik vrykom. God sal vir jou geestelike deurbraak gee. Situasies wat jy dink daar's nie 'n oplossing nie, hy kan 'n oplossing kry. Verhoudings wat lyk vir my verpletter, hy kan 'n oplossing kry. Finansies wat uitmekaar uitlyk, dit lyk nie of jy die maand of daar gaan ooit kom nie. Daar's 'n oplossing. Hy gaan jou deur dit lei. So Vader, waar ons hier so is en ons gaan in die tyd van vas ingaan, bid ek Vader vir 'n nuwe krag oor om elkeen te kom. Vader, die gees van God, dieselfde gees wat in Jesus is in ons. En Here, ek bid dat U vir elkeen, dat hulle die vrymoedigheid sal hê om dit te doen, maar ook die gehoorsaamheid hê om dit verder te vat. Om te doen wat U vir hulle sê. En wanneer hulle kos neerlê of ietsie neerlê, Vader, dat hulle U soek met alles in hulle hart wat soek na die Vader, 'n hart wat soek na hulle eerste liefde toe, en dis Jesus Christus. Die een en ons enigste een. So Vader, ek bid seën oor elkeen uit. En as jy hier so vandag is en jy sê, maar ek weet nie, nog steeds nie hoe om te vas nie. Ek wil jou uitnooi vandag om kom praat met my of ek met Jacques na die diens. En laat ons jou net help met dit. Want ons wil hê elkeen moet deurbraak kry. Ek wil hê jy moet groei. Ek wil hê iets met God moet iets met jou lewe doen. Ek wil hê jy moet nie dieselfde bly vandag as gister nie. Ek wil hê jy moet groei, want God soek jou en hy het 'n plan met jou. My broer en sussie, God is lief vir jou. En hy het die strategie vir ons gegee sodat ons deurbraak kan kry. So Here, ek sê vir U dankie vir die oomblik, dankie Heilige Gees vir elke hart. Dankie die besig is in elke gedagte nou in Jesus naam. Here, ek bid dat U waar die vyand kom te steel, te slag en te verwoes, U vir ons gegee lewe in oorvloed. Maar Here ook waar ons onsself gaan neerlê, ons eie gewoontes, ons eie wille, ons wat ons wil hê en ons lê dit neer en ons vat wat U wil hê. En ons sit U voor in alles wat ons doen. Ek dank U Vader dat U ons sal lei, U ons veilig sal hou, waar baie mense op vakansies is en baie mense siek voel. Beskerm ons, maak ons gesond. En as jy ook sukkel met siekte, 'n kroniese siekte miskien, en jy voel jy weet nie
Jy weet nie meer pille of goed wees nie. Dit is baie beter om te vas. Ek sê nie alles los nie, asseblief. Maar vas en vra vir God vir deurbraak. Hoor wat hy sê. Hoor wat God vir jou sê. So Here, ek bid 'n seën oor elkeen uit. Mag U met hulle elkeen wees in hierdie tyd. Spirit in Jesus naam. Amen. So gaan nog op 'n hoogte dood. Hulle gou net Michaela en Stefan vorentoe. Soos julle weet, hulle is 2 naweke terug getrou. Ja. So hulle is nie meer Michaela en Stefan nie, hulle is nou Michaela en Stefan. So staan langs jou man asseblief. Dit is lekker om te sê nou, jou man. Ag, ek wil net ons as gemeente, baie van ons daar en Jacques het so mooi diens gedoen daar, maar ek wil ons gemeente ook net ons hande so vir hulle uitstrek asseblief. Ons wil net hulle bid vir julle net as 'n paartjie so in die gemeente. So Here, ek bid net vir hierdie twee. Ag Here, ek bid 'n seën oor hulle uit. Here, waar hulle in die huwelik is, Vader, en Vader, laat hulle sterker word, die band van hulle is sterker word, waar hulle nader mekaar sal kom, waar hulle nader met God kom. Here, ek dankie vir hierdie twee, hierdie wonderlike mense, maar vir Michaela van jongs af ken, Here, dankie vir die vrou wat U gemaak het, waar sy nou hier so is, en vir Stefan, Vader, die 'n man vir hom geskep het in hierdie oomblik. Here, ons sê vir U dankie vir hierdie twee, en ons sê vir U dankie vir die toekoms wat U vir hulle beplan, in Jesus naam. Amen. Kan jy 'n hande klap vir hulle gee asseblief? Julle kan maar sit. Ag, ek hou van dit. Dit is so lekker om te sien dat mense trou, jong mense trou. Want daar gebeur iets. En gister het ons nog van ons gemeentelede getrou. So hulle was nou Driekus en Nicolais se troue gister gewees. Hulle is 'n lekker, ek dink ons op honeymoon, ek weet nie waar hulle nou is nie. Maar hulle is nie hierso nie. Maar so hoe lekker is dit, en ons weet daar's nog 'n troue wat op pad is. Hoe lekker is dit om te sien. God is besig. Kan jy dit sien? Amen. So asseblief julle, vas is 'n kragtige ding. Dis 'n strategie wat jy nodig het. So, mag jy hierdie week ingaan, vas en vertrou vir God vir deurbraak. Asseblief geniet 'n koppie koffie saam.